Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na 'n moontlike waarskynlikheidsprobleem wat jy kan vasloop in graad 12. Ons gaan hom gou saam oplos. Onthou, as daar iets is wat jy onseker oor is in skoolwiskunde, kan jy vir ons 'n WhatsApp stuur na hierdie nommer toe. En as ons daarna kyk, vir jou videoetjie maak of 'n nuut plaas op hierdie kanaal, dat ander mense kan baat by wat jy gevra het. Stop asseblief die video en lees rustig deur hierdie woorde, want ek gaan kwaai vinnig deur dit gaan. Die som sê: die syfers 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 word gebruik om 'n 3-syfer kode te vorm. Dan is daar so 3 moontlike vrae hierso. Hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers herhaal kan word? Hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers nie herhaal kan word nie? En dan 'n spesiale enetjie aan die einde. In die geval waar die syfers herhaal kan word, hoeveel kodes is getalle wat groter as 300 is en presies deur 5 gedeelbaar is? Ek gaan al drie gou apart hanteer. Die eerste ding wat ek altyd doen is ek skryf my hierdie informasie in 'n hanteerbare toestand. Die eerste ding weet ek dat die hoeveel elemente het hierdie eksperiment is 7. Dan skryf ek hierdie steekproefruimte altyd vir myself uit dat ek weet wat is al hierdie nommers waarvan hulle praat. En dan het hulle gesê soek 'n 3-syfer kode, dan maak ek 3 sulke streepies om my wiskunde op te doen. Die eerste vraag is dan: hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers herhaal mag word? Dit beteken ek mag elkeen van hierdie syfers oor en oor gebruik. Ek kan dus 0, 0, 0, 1, 1, 1, ek kan maak net wat ek wil. Daar's geen beperkings nie. Op die eerste plek van my kode kan ek dus al 7 getalle gebruik. En hierso ook al 7 en hierso ook al 7. Dan skryf ek net 7 maal 7 maal 7. Ek kan hom 7 tot die mag 3 skryf, maar jy moet hom vereenvoudig aan die einde met jou sakrekenaar. Ek het net ons vorige som weggeskryf soontoe. Hier is ons nuwe een. Hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers nie herhaal mag word nie? So hier mag ek al 7 my syfers gebruik. Nou vir hierdie plekkie is daar 1 wat nou weg is. So hierdie word dan met ander woorde net 6 moontlikhede wat ek kan gebruik. Nou by die volgende een hierso is daar 2 nommertjies wat ek reeds gebruik het. So van die 7 is daar dan net 5 oor. Dan maal ons dit net uit. Dan kry ons 210 moontlike kodes. Die derde vraag het 'n bietjie meer lyf. Hy sê, in die geval waar die syfers herhaal kan word, baie soos die een, hoeveel kodes is getalle wat groter is as 300 en presies deur 5 deelbaar is? Dis 'n mondvol, maar moenie skrik nie. Moet nie vir jouself ingewikkeld maak nie. Hier het ons weer ons 3 plekkies wat ons in die kode kan gebruik. Wanneer 'n getal deelbaar is deur 5, eindig hy op 'n 0 of 'n 5. Wat beteken dat ek hier 'n 2 gaan sit, want daar's 2 moontlike getalle uit ons baie getalle wat ek hier kan sit. Ek kan daai 0 of die 5 kan ek hier agter kry. Dan spring ons na die voorste plekkie toe. Omdat hulle sê dit moet 300 of meer wees, kan hier 'n 300, 400, 500 of 'n 600 wees, maar hier's net 4 getalletjies uit hierdie wat ek hier mag gebruik, so ek spring nou hiernatoe. En laas kom ek hier by my middelste plekkie. Daar's geen beperking op hom nie, so ek kan al die getalle by hom gebruik. En dan maal ek net al die getalle met mekaar, en dan is my finale antwoord 56 moontlike kodes. Daai gerus aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Soos ek gesê het, as daar iets is waarmee jy sukkel in skoolwiskunde, kan jy vir ons 'n WhatsApp stuur na hierdie nommer toe, en vir ons sê wat jou pla, en as ons 'n videoetjie maak, en vir jou verniet plaas op hierdie kanaal. Geniet die wiskunde.